wat iemand vertrap, of iets sê, of hom so ligweg sommer net te hou toedien, net om lekker seer te maak, en net vir hom te sê, jy weet, ek wil net wys, ek wil jou seer maak. En ons kry dit. En baie kere staan ons ook onder die druk van die lewe, en ons is baie, en ek het dit die ander dag vir iemand gesê, ons word 'n slaaf van die omstandighede wat in en om ons aangaan. En ek wil vanaand met u praat oor 'n psalm in die woord van die Here, Psalm 129, en ek gaan vir u net nou so 3 verse voorhou, maar laat my net toe om net so 'n klein bietjie met u net te deel. Waaroor het hierdie psalms eintlik gegaan? Vanaf Psalm 120 tot by Psalm 134 is dit bedevaartsliedere wat pelgrims op pad na Jerusalem gesing het. En hierdie liede het hulle vasgevang en hulle het deel gemaak van die psalmboek, omdat die psalmboek baie digterlik is, het hulle dit deel gemaak daarvan. En wanneer hulle dit gesing het Israel ook teruggekyk oor die geslagte van verdrukking in Egipte, tydens die tyd van Egipte, die rigters, en ook die keer wat hulle in ballingskap was. En in al hierdie tye het Israel baie smarte gehad, baie seer gehad. Sommige mense het 'n prys betaal vir ander mense se ongeregtigheid, vir ander mense hoe kan ek sê, se goddeloosheid en alles wat daarmee gepaard gegaan het. Dit is dan, dit is nie net een man se klag nie, maar die hele volk se getuienis. Nou as jy hierdie gedeelte nou saam met my gaan lees, dan sal jy nou agterkom, die persoon wat hierdie lied geskryf het 'n baie slegte ervaring gehad. En dit het hom bitterlik en baie diep in sy menswees gewond. Ek het altyd gesê, en ek sê dit altyd vir mense, gee my eerder 'n klap in my gesig, as om my naam agteraf te bespreek, of om agteraf iets van my te sê, of om my te verkleineer, of om my voor andere 'n verleentheid te stel. Gee my eerder 'n klap in die gesig en loop weg, ek sal dit makliker aanvaar, as iemand wat my letsels toedien in my geestelike bestaan. En op ons lewenspad het ons almal iewers 'n letsel, van kleins af. Van kleins af, miskien het jou pa vir jou iets gesê, miskien het 'n nig of 'n neef vir jou iets gesê, miskien het iemand net in die nabyheid by die onderwyser by die skool vir jou gesê, ag, weet jy wat, jy is so dom, 'n mens kan met jou niks maak nie. Dan wil ek vir u vanaand gou sê, dis alright, dis hulle wat so dink. Dis nie die Here wat so dink nie. Dit laat my dink aan 'n verhaal van hierdie jong seun wat geweldig gesukkel het op skool. En 'n boelseentjie het groot geword op 'n plaas. En hy het hom maar net daar op sy eie manier aangegaan. En hierdie juffrou sê vir hom eendag, toe hy nooit so voordat hy by hoërskool kom, toe sê sy vir hom, seun, jy's so dom, jy moet liewers met pampoene gaan boer. En wat hou in 'n kind se gesig? Of althans dis hoe ons dit sal sien. Die mooi van hierdie verhaal is, hierdie seentjie het soveel geloof in sy juffrou gehad, dat hy huis toe gestap het en met pampoene begin boer het. En later van tyd, het die pampoene om 'n massiewe groot boer in die omgewing gemaak waar hy was. 'n skatryk boer geword, want hy is so dom, hy kan net met pampoene boer. En dit is wat die lewe met ons doen. Maar wat maak ons met daardie klap? Hierdie seentjie het omgedraai, en hy het hierdie nie gesien as 'n nadeel in sy lewe nie. Hy het weggedraai, hy het 'n sakkie saad gaan kry, hy het 'n stukkie grond bewerk, hy het 'n paar pampoene ingesit, en hy het iets besef van boerdery. En hy het hierdie slegte ding, wat iemand oor hom gespreek het hy gevat, en het 'n magtige boer geword. En ek wil vir u vanaand sê, net so werk het met die kind van die Here. Daar's so baie dinge
wat letsels laat in ons lewe. So baie dinge wat ons voel nie reg werk nie of nie reg uitwerk nie. Iemand moes iewers dit iets gedoen het. Hierdie volk Israel het fisies, hulle het nie net gekla oor die spyt dat hulle in Egipte in die tye van ballingskap en ook in die tye van die rigters onder die druk van hulle vyande was nie, maar hulle het ook 'n getuienis gedra en ons kan ons verdrukking, ons kan ons seer en ons kan ons smarte in tweeledige dinge sien. Ons kan dit sien as, ons is maar net eenmaal daarom te sukkel, of om verdruk te word, of ons kan omdraai en sê, hierdie is my getuienis. Dis wat die Here vir my gedoen het. Ek wil graag van u lees, wat sê Psalm 129, vanaf vers 1 tot en met vers 4. Hy sê, 'n Benefort lieds, alreeds, te veel het hulle my as vyand behandel van my jeug af. Laat Israel dit sê, alreeds te veel het hulle my as vyand behandel van my jeug af. Tog het hulle my nie oorwin nie. Vers 3 sê, ploers het op my rug geploeg. Hulle het hul vore lank getrek. Vers 4 sê dan, die Here is regverdig. Hy het die toue van die goddelose afgekap. En daarvan dan die tema wat ek aan hierdie boodskap gesit het, diep vore, maar gebreekte toue. En ek wil vanaand net vir 'n oomblik so 'n bietjie in 'n lering by die stil staan om vir u as kind van die Here te sê, daar is liede wat jy kan sing oor jou swaar kry, maar in daardie selfde lied kan jy God verheerlik. Dis maklik om vir jare en jare stil te staan by die smart en die ellende wat ons in ons lewe ervaar het, of wat met ons ook al gebeur het. Kom ons gee dit vanaand nie 'n naam nie, maar weet die Psalm 129 vers 2 is baie duidelik. Hy sê, alreeds te veel het hulle my as vyand behandel van my jeug af. Laat ek dit aanskryf, van my jeug af. Tog het hulle my nie oorwin nie. Hulle het my sleg behandel. Hulle het my seer gemaak. Hulle het my te nagekom. Die lewe het my nie reg behandel nie. Maar nog is ek staande vanaand. Ag, daar's so baie dinge wat ek vanaand vir u kan voorhou oor wat die Here in my en my vrou se lewe met ons laat gebeur het. Dinge wat ons kon laat opgee, dinge wat vir ons kon gesê het, dis nou die einde, maak nou klaar. Dan wil ek vanaand vir u sê, soms draai ons om op die rand van die grootste oorwinning en op die rand van die grootste wonderwerk in ons lewens, dan stap ons weg en ons geniet dit nie. Hierdie psalmdigter het gesê, van my jong dae af het hulle my as 'n vyand behandel. Weet jy, ek het hierdie jare gesien, die oomblik wanneer die Here sy hand uitgesteek het na 'n jong seun of 'n jong dogter, sodat hulle die Here sy hand op hulle druk en sê, daar's 'n roeping op hierdie kinders se lewe, dan kom jy agter alles wat die vyand kan doen en sal doen, sal hy op hierdie kind se pad stuur. Mense sal hom benadeel, mense sal hom verkleineer, hulle sal hom sleg behandel, maar die werklikheid is dat u en ek die boodskap om vir hom oor te dra en te sê, jong man, hou net vas, want die houe wat jy verduur, die sweepsla wat jy in jou lewe ervaar, gaan vir jou tot 'n getuienis dien. En ek kan vanaand met 'n oop hart vir u sê, elke hou wat ons al toegedien is in die lewe, het vir ons verander in 'n getuienis. Elke uitspraak wat mens oor my en my huis uitgespreek het God verander in welslae en in seën en in gelukke. Weet jy hoekom? Want die Here is teenswoordig as die houe val. En ek wil vir die vanaand sê met die grootste respek, wanneer ons saam na die huis van die Here toe kom, vermaak ons mekaar nie, want die Here is hier.
vermaak ons mekaar nie, deur te wonder wat gaan hierdie of wat gaan daai sê nie. Ek weet soos ons vanaand in hierdie gebou sit, kan mense hier opstaan om die beurt en ons kan getuig van die houe wat ons al verduur het en die slaaf wat ons al gekry het, terwyl dat ons in die arbeidsveld en in die akker van God geploeg het. Ek wil vir u vanaand sê, van jongs af het jy jou hart en jou lewe aan die Here oorgedra, maar tog op hierdie pad van jou vind jy hulle het jou geslaan. En as ons vanaand moet geoopmaak, ek wil vir u sê, ek onthou toe ek in die gemeente kom, en ons net so paar weke daar is, en hoe die mense op 'n oomblik in een dag letterlik, soos hy gesê het, sê, mekaar se hare invaar, mekaar sleg sê, mekaar verkleineer op die kerk se gronde. En ek staan daar die dag en ek kyk so na die gebou se dak, en ek kyk so na die piek van die gebou se dak, en ek sê, Here, hoekom het U my na hierdie plek gestuur? Hoekom het U my na 'n plek gestuur waar mense in so 'n groot oorlog met mekaar is? En die Here sê vir my daardie dag, sodat jy vir hulle kan sê, dat die smarte van die verlede kan hulle dra, en saam met hulle dra tot 'n dag wat die Here kom. Hulle kan met bitterheid omgaan vir die res van hulle lewe, of jy kan hulle leer, dis 'n getuienis om te sê dat die Here het my deur dit alles het hy my gedra. Ons kan maklik vashou aan die dinge van gister en eergister. Kyk wat skryf Psalm 34 vers 19, kof die Here is naby die wat gebroken is van hart, en hy verlos die wat verslaan is van gees. Hoor wat ek vir u sê, as daar mense is wat jou hart breek, wat jou stikkend laat, wat jou los in pyn en in smarte, ek het vanaand vir jou die boodskap deur vir jou te sê, luister, in alle gevalle, hy sê die Here is naby aan hulle wat stikkend is, hy is naby aan hulle wat gebroken is. En as jy moontlik vanaand op die plek staan, waar jy sê, ek ervaar nog die seer van die vuishoue, ek ervaar nog die seer van die uitsprake en die minagting waarmee ek behandel is, dan wil ek vir jou sê, die Here is baie naby aan jou, en hy verlos jou as jy verslaan is van gees. Wanneer is jy verslaan? Die oomblik wanneer jy dit nie verwag nie. Ekskuus, wil iemand nie net hierdie Leslie kom afsit of iets nie, asseblief. Die oomblik wat jy verslaan is van gees, ek hoor maar net, hy sing nie in die agtergrond. En iemand vir jou iets sê, jy staan verslaan, en jy wonder, Here, waarom sal mense dit aan my doen? Waarom sal mense my so wil benadeel? Dan wil ek vir u vanaand sê, die Here is naby. Wanneer jy op daai plekkie staan en jy skud net jou kop en jy sê, ek weet nie wat môre en oormôre vir my gaan inhou nie, dan wil ek vir jou sê, dit sal so wees. Psalm 34 vers 20 sê, menigvuldig is die teëspoede van die regverdige, maar uit die almal red die Here hom. Menigvuldig, baie sal die teëspoed van die kind van die Here wees. Jy is nie, hierdie is die waarheid. Hoe nouer jy met die Here wandel, hoe groter is jou teëspoed. Nêrens in hierdie wonderlike boek sê hy dat slegte dinge gaan nie oor goeie mense kom nie. Hy praat wel van die vervolging wat ons gaan verduur. Hier skryf die psalmdigter, hy sê die regverdige se teëspoed is vermenigvuldig. So bewapen jou met die gedagte, dat as ek die Here dien, gaan ek 'n hou kry. As ek die Here dien, gaan iemand iets van my te sê het. Ag, ek kan vir u vandag besig hou oor dinge wat mense gesê het, toe ek in my flou die besluit geneem het om die Here met ons hele hart te dien. Daar's daar baie mense wat uitsprake gelewer het, dinge gesê het, wat vir ons vertel het, hoe sleg dit met ons sal gaan. En ek wil vir u sê, ons het ook gesien, hoe dat mense in 'n oomblik hulle rug op ons draai, en hulle aangesig van ons wegdraai, en
en weier om enigstens eens weer na ons te kyk, en ons het dit ervaar, ons het dit geniet, ons het ook die teëspoede ervaar van siek kinders, van omstandighede wat ons huis geruk en gepluk het in 26 jaar in die bediening. Ek kan u vir dae besig hou, ons kan boeke daaruit skryf, maar die werklikheid is, maar die Here red ons uit alles uit. Diep spore, gebroke toue. Ek wil vir u sê, elke letsel wat ons geniet het God ons van genees, en elke band wat probeer het ons te bind, het God gebreek. Gee hom die geleentheid om die toue te breek. Luister, al het jy letsels, laat jou letsels die getuienis dra, en dat God die getoue vir jou breek in jou lewe. Psalm 118 skryf die psalmdigter, hy sê, jy het my hart gestamp om my te laat val, maar die Here het my gehelp. Weet jy, ek kan dit vir duisende, ek kan dit vir honderde mense sê, daar was hulle wat hard probeer het om ons te laat struikel en te laat val, en miskien is daar mense op u lewenspad wat u wil laat struikel en laat val het. Miskien is daar 'n omstandigheid, miskien is daar 'n situasie wat jou neerhalter en jou hier op jou enkel slaan, en jy voel, Here, ek gaan dit nie maak nie. Dan is hier die boodskap vir jou vanaand. Maar die Here het my gehelp. Weet jy dat in al hierdie gedeeltes wat ons vanaand gaan hanteer, is God se hand die bewys van genesing, van redding, van verlossing, van losmaking en van herstel. Psalm 118 vers 14 sê, die Here is my sterkte en my psalm, en hy het my tot heil geword. En hy sê dit nadat hy gesê het, jy het my gestamp. En hy verwys hier na mense. Hy verwys hier na die vervolging van mense wat teen hulle was, wat teen hom was. As ons net kan stilstaan vir 'n oomblik by die verhaal van Dawid, hoe dat koning Saul hom vervolg het, en hy het absoluut niks verkeerd gedoen nie. Hy het homself nie as koning verhef nie. God het hom verhef as koning, maar daar was 'n dag gewees, en toe Saul sy lewe gesoek het, en toe hy in 'n spilop wegkruip, en die Here in 'n oomblik sy vyand in sy hande vir hom gee, en sy wapen dra, sê, vat nou die swaard en deurboor hom, want die Here het die vyand in u hand gegee, en hy draai om, en hy sê, jy sla nie jou hand aan die gesalfde van die Here nie. En ek wil vanaand vir die kind van die Here sê, onthou net een ding, as jy wedergebore bloedgewas is jy 'n vrygespreekte. As jy 'n vrygespreekte is, word jy geklassifiseer as 'n regverdige, en as jy 'n regverdige is jy 'n gesalfde van die Here. Hulle wat teen jou staan, het nie die impak wat hulle dink hulle het nie. Weet jy wanneer het dit 'n impak in ons lewe? Wanneer ons daaroor begin dop. Wanneer ons dit inneem, en ons slurp dit op, en ons drink dit in, en ons bring dit hier na die ou dop, wat alles so wil vertaal en wil verander, en wil sê, dis dit, en dan loop ons later vir jare en maande sonder taal, en ons dink daaraan, en hoe erger ons met dit loop, hoe erger word dit. Ek wil vir u iets sê, ek kan vir u 'n paar dinge leer, maar een ding wat paal staan soos 'n paal op water is, vat die letsels en laat dit gedien as 'n getuienis. Onthou, die Here sal naby jou wees, want elke letsel en elke hou wat jy verdra in die koninkrykswerk van die Here, gaan jou by 'n getuienis uitbring. Diep slote, maar gebroke toue. Diep slote. Psalm 129 vers 3, kom ek terug na hierdie skrif wat sê, die ploegers het op my rug geploeg, hulle het hulle vore lank getrek. Hierdie skrif verwys in alle verwysings na die snawernij en die marteling waardeur die volk van die Here is. En ek wil vandag sê met groot respek, nie een van ons is al deur daardie smarte nie. Nie een van ons is ooit deur daardie marteling nie.
Maar hier sing hulle, hy sê, Here, die hare het op my rug, het hulle geploeg, en hulle het lang voorgetrek, so met ander woord, die letsel, Here is nie sommer 'n letseltjie nie, dit is so lang, en hulle het om lang getrek, die seer kry, was nie net 1 of 2 dae gewees nie, die littekening van ons marteling sal altyd sigbaar wees, en dit is so, weet jy dat elke smartvolle geleentheid wat jy deurgaan, elke verdrukking wat jy deurgaan, elke benadeling wat jy in jou lewe ervaar, los 'n letsel in jou lewe. Dis 'n waarheid. Het gaan nie weggaan nie. Jy sal dit onthou. Ek onthou toe 'n broer vir my gesê het, en ek praat van 26 jaar terug, vir my hierdie woorde gesê het, ek gee jou net 8 maande in die bediening, want jy is te verwaand, seentjie. Ek onthou dit. En ek kan my vrou vra, ek het so 'n bietjie getop oor dit vir 'n paar dae, sy het dit gehoor in die huis. Ek het van gesê, hierdie ou, dink hy regtig, die Here het my geroep net vir 8 maande. En ek het vreeslik aangegaan, ek het met dit geloop vir 'n paar dae, tot een môre. Toe sê die Here vir my, waarom top jy? Waarom teer jy? Waarom hou jy vas aan die uitspraak vir 'n man wat iets gesê het, uit die bitterheid van sy gemoed, het hy 'n uitspraak oor my lewe gemaak, en ek besluit net daar en dan, ek gaan nie werk vir die Here, soos iemand wat net 8 maande oor het in die bediening nie. Ek gaan vir die Here werk, asof ek 'n hele lewe nog voor my het, om vir die Here te werk, en deur die genade van die Here, kan ek vanaand vir u sê, ek dra die letsel, want ek onthou die woorde wat gespreek was, ek onthou die woorde waar 'n man oor die telefoon vir my gesê het, die bediening is te klein vir my en vir jou saam. My woorde aan hom was gewees, my broer, ek is nie saam met jou in die bediening nie, ek werk vir die Here, en saam sal ons vir die Here iets kan doen. Dis jou keuse, hoe jy gaan voel hieroor, maar ek onthou die letsel. Ek onthou die letsel, toe iemand in my familie, een van my kollegas verbel het, en my so sleg gesê het, dat die see my nie kan afwas nie. Ek onthou die letsel, maar ek het 'n keuse gemaak. Hoe gaan ek hierdie letsel hanteer? Hoe gaan ek hierdie voer wat op my rug geploeg is, hierdie lang, seer, uitgerekte ding in my lewe, hoe gaan ek dit hanteer? Wat gaan ek daarmee maak? En hier is vir jou 'n antwoord, erken jou littekens. Want dit het gebeur. Ek het 'n paar merke op my lyf van plekke waar ek seer gekry het. Daai littekens bly. En jy sal altyd onthou, en as iemand vir jou vra, wat het daar gebeur, sê nie, dit het gebeur. Net soos dit in ons geesteslewens. Almal sien nie daai littekens nie, maar u en ek dra dit hieronder. Ons hou dit hier by ons. Dit sal altyd daar wees. Erken jou littekens. God vra nie dat ons maak of die pyn nooit gebeur nie. Dis nie wat die Here van ons verwag nie. Hy verwag nie dat ons moet sê, ag, dit het nooit gebeur nie, dit is verby, dis nie wat die Here van ons verwag nie. Maar onthou wie die uitslag bepaal het van die litteken wat jy toegedien is. Onthou wie was die een toe hulle jou geslaan het, wat jou deurgedra het en jou opgelig het en jou uitgelig het. Die werklikheid is, hier kom iets wat ek vir die hele volk van die kerk en die hele kerk van die Here wil sê, is dat staan saam. Israel sê, dit is as volk, Israel sê, dit is as volk, niemand dra verdrukking alleen nie. Israel het besef, dit is smartvol. Nou ek wil vir u vandag sê, die ellende wat jy ervaar het, die hou wat jy gekry het, jy voel soms, jy dra dit alleen. En weet jy, ons glo dit naderhand. En ons stap met dit. Ek is die enigste een wat swaar gekry het. Ek is die enigste een wat seer gekry het. Daar's mense wat in die gees saam met jou staan.
Hulle verklaar dit nie by monde altyd nie. Hulle sê dit nie altyd by monde nie. Dis jou keuse. Of jy dit alleen gaan loop, en of as jy die eenheid nog steeds gaan saamstaan. Die volk van die Here, hoe meer slae hulle gekry het, hoe meer hulle seer gekry het, hoe meer hulle in ballingskap word, hoe groter het hulle eenheid onder mekaar geword, 'n getuienis wat ons moet deel, dat wanneer ons sien ons broer het 'n hou weg, of 'n seer kry weg, is dit asof ons moet begin, en die kerk van God sal moet begin daarna kyk, om te sê, ek mag hom toe, ek gaan hom help om sy seer kry te verwerk. Ek gaan hom help om deur sy smarte te stap. Jammer om te sê, dat in die moderne era is die mens geneig om die swakker een uit te stoot. Die swakker een te verwerp. Terwyl die woord van die Here sê, julle moet hulle wat geen eer het, moet julle beklee met oorvloedige eer. Hulle wat die swakker geslag is, sy swakhede sê die woord, moet ek op my neem. O nee, nie in die tyd waarin ons lewe, pastoor, as nie nog tyd vir dit ook nie, dan sê ek vir u, maak jou Bybel toe, en Bybel, want dat beteken hy vir ons niks nie. As die volk van God nie kan saamstaan, en in die druk van die oorlog, en in die druk van ballingskap, en in die druk van smarte staan, al hoe meer en al hoe meer kom ons agter, dat in die kerkewêreld verarm die Christen, en ek gee hier geen rastaal of kleur nie, ek sê die Christen, die algehele Christen, voel die druk en voel die smart, hoekom wat God se woord verklaar, dit gaan so wees, al hoe nader wat ons aan die einde kom, maar weet dit vandag, as ons gaan saamstaan, gaan die littekens weer getuienisse word, gaan die smarte weer oorwinnings begin word, want ons gaan saam opstaan, en ons gaan saam begin getuig, oor die verdrukking, waaruit God ons gelei het. Laat die oordeel aan God oor, en seën eerder, as om te vergeld. Ek sal hom wys. Ek sal hom wys. Hulle ken my nie. Hulle moenie my kom takseer nie. Hulle moenie my kom push en kom stamp en kom stoot nie. Ek sê vir jou pastoor, ek trek hierdie baadjie uit en ek slak volk, dat hy nie weet wie sy ma of sy paas nie. Ek klap hom so hard, sy ma sal hom aansien vir die eendwoel. So hard en so kwaad sal ek word vir hierdie persoon. Ek wil nie sê, ek het op plekke gestaan, waar 'n man wat ek vir iemand gesê het, broer, as jy wil slaan, jy moet 'n shot, jy moet hard slaan. En ek beloof vir jou, as jy gaan misslaan, gaan dit jou laaste ou wees. En agterna, toe moes ek my hart uitbelei. Toe moes ek my saak regmaak. Jy sien, God het nie vir u en vir my geroep om te oordeel nie. God het nie geroep om ander mense te vergelde vir al hulle wansin en hulle onsinnigheid nie. God het ons geroep om te sê, luister baie mooi, ek sal hulle vergeld na hulle dade. Hou jy op om te leef en te karre op die smarte en die letsels van gister en van eergister. Jy weet, my pa was 'n pastoor. Skus, ek het niks teen die kinders wat se pa 'n pastoor was nie. En die mense het ons sleg behandel. Dis waar. Dis so waar. Maar ek wil jou raad gee. Moenie vashou aan ander se letsels, sodat jy nie die getuienis kan dra van dit wat die Here vir jou wil doen. Moenie vashou
aan die letsels wat iemand vir jou gesê het in waansin en in onkundigheid nie. Paulus skryf in Galasiërs 6:7, hy sê ek dra die littekens van die Here Jesus in my liggaam. Hy sê ek het dit by my, ek loop daarmee. Hy praat van hoeveel keer hy geslaan was, hoeveel keer hy gelaat is vir dood, hoeveel keer hy vervolg was. In vers 2 Korintiërs 11 sê hierdie woorde, hy vertel van al die slawe wat hy gekry het. Ons het vanmôre van sy skipbreekervaring gepraat, ook die daaglikse gevaar. Tog skryf hy ook in dieselfde boeke oor blydskap en genade. Die Simon Paulus het besluit, hy gaan nie vashak by die vore. Hy gaan eerder staan by die gebroke toue wat God stukkend geslaan het. Hy gaan eerder leef en sê, ek het die hou verdier, ek het die pak gekry, maar ek het 'n God gehad wat my deurgedra het, wat my uitgelei het. Ek wil vanaand vir die kerk van God sê, die letsels wat ons het, moet 'n getuienis word, nie 'n bewys van die vyand se mag nie, maar van God se bewaring. Elke letsel wat ek ervaar in my lewe is 'n getuienis van waaruit God my gespaar en waaruit God my bewaar het. Hy sê, my broer, vir jare hou jy vas daaraan, omdat iemand dalk gesê het, jy sing 'n bietjie vals. Ek wil jou sê, dis alright, ek sing vandag nog vals, and I don't care, who cares? Want die Here het my lankal oorwinning gegee. Ek sit hier aan 'n vergadering en daar's 'n groepie mense, daar sit 'n man wat redelik polite en gemaklik is met woorde. En ek het 'n pink hemp aan, soos wat ag, Here, tieners, was ek vir jou hê nie, wat tieners aan het. En hy man kyk my so, hy sê, pastoor, ek wil jou gou iets sê. 'n Man wat 'n pink hemp dra, het geen insecurities nie. Ek wonderlik. Wonderlik. Kom aan die Kaap, sê vrou my pastoor, as jy 'n pink tyd aan het, dan lyk jy soos 'n marshmallow. It's fine. It's fine. Ek is verlos van my insecurities. Want iewers het iemand iets regs gesê vir my. So ek wil jou iets vertel. Insecurities is jou letsels. Daai onsekerheid in jou lewe is die letsels wat jy gehad het. Ek het seer gekry. Ek het dit. En ag, ek het dit. En dit was dit. Ek wil vir u sê, Paulus sê op 'n plek die welbekende woorde. Hy sê, ek vergeet dit wat agter my is en ek strek my uit na dit wat voor my lê, sodat ek my loopbaan en my bediening in die Here kan volbring. Want jy sien, daar's 'n oorwinning. As jy 'n letsel gekry het, wag vir die oorwinning. As jy smarte gekry het, wag op die oorwinning. Wat hulle sê, bepaal jou seën. O nee, pastoor, ons familie leef onder 'n geweldige vloek, want my tannie het gesê, vervloek sal ons hele familie wees, en julle sal almal die smarte dra wat ek gedra het. Pastoor, nou lê ons almal onder arthritis. Dan wil ek vir jou sê wat die kleerprediker gesê het, arthritis, die Here het ons gestuur om te kyk of alles alright is. Ons moet klaarmaak met die letsels, want saam met die diep vore is daar gekante toue. Saam met die diep smarte wat ek ervaar het, is daar 'n verlossingselement wat hand aan hand met dit geloop het. Want God sê, hy los die regverdige nie vir 'n oomblik agter nie. Jy sal nie weerstaan nie. Jy sal nie wegstap nie. Jy kan jou letsels sien as die vyand se mag, of jy kan dit sien as 'n getuienis, 'n bewys van God se bewaring in jou lewe. Ek wil vir jou sê, soos wat die ou prediker dit eendag gesê het, sit dit so vir 'n oomblik in jou pyp en rook jy dit. Word 'n bietjie bedwelmd met die waarheid. Man het eendag vir my gesê, as oom de Tooi die moderator van hierdie kerk was, sou jy nie in die bediening gestaan het nie. Vir 2 dae toe loop ek met daai ding.
En ek sê vir my vrou, ek is mos nie 'n seun van die kerk nie. Ek is nie so diep opgekruip soos die ander nie. Jy dink nie die Here hoor daai goed nie, né? Ek het vir my vrou gesê, ek weet nie hoekom moet ek in die kerk werk nie, miskien moet ek in 'n ander kerk toe gaan. En elke keer as ek die geleentheid gehad het om by 'n ander kerk werk te kry, dan sê die Here nee. Hy het 'n wonderlike sin vir humor. Want jy sien, hy wil vashou by die uitlatings van mense, maar ek vergeet wie bepaal die rigting. Johannes 16:33 sê Jesus die woorde self. Dit het ek vir julle gesê, dat julle my vrede kan hê. In die wêreld sal julle verdrukking hê, maar hou goeie moed. Ek het die wêreld oorwin. Weet jy wat jy die seën van God vir die kind van die Here hier gesê? Hy het vir jou gesê, dit maak nie saak wie teen jou opstaan nie. Dit maak nie saak wie wat van jou sê nie. Ek het dit reeds oorwin. En as ons as gelowige kind van God ons net kan bewapen met daardie gedagte, daar's niks wat hierdie wêreld of hierdie mense my kan bedeel wat nie reeds oorwin is nie. Alles is reeds oorwinne. Toe hy aan die kruis uitroep en hy sê, dit is volbring, het hy verklaar dat ek en jy in volkome oorwinning kan staan. Dit het nie beteken dat ek moet aangaan met my sonde nie. Dit het beteken, ek is vry, want Christus het my vry gemaak van die proe en die vore wat op my rug geploeg het. Hy het verklaar dat die toue is gebreek. Psalm 129 vers 4. En net na in vers 3 wat hierdie psalmdigter geskryf het gesê, ek het smarte van hierdie goed wat met my gebeur het, kom die woord van die Here hier in sê in vers 4. Hy sê die Here is regverdig. Hy het die toue van die goddelose het hy afgekap. En ek wil vir u vandag aanmoedig. Reg deur ons kerk loop daar deur die jare. Ek het al gehoor, iemand uit 'n ander kerk uitkom, het ook al gehoor elke keer as daar iets in die kerk kom, as jy hier gaan 'n skeuring kom. Hier gaan 'n skeuring kom. Ek wil vir u iets sê, daar's een skeuring wat ek van leer in die Bybel, en hy sê skeur jou klere. Skeur jou klere. Dit was die gebruik om skeur aan die Bybel. Hulle het hulle klere geskeur en hulle het voor God neergeval en hulle het hom aanbid en hulle het sy naam begin groot maak. Weet jy wat 'n kerk het nie 'n toekoms nie. Die kerk wat loop en vertel, die kerk het nie 'n toekoms nie. Ek wil vanaand vir u sê, toe ek hier agter in die bidkamer staan, toe sê die Here vir my, dis tyd dat Lede Christus Kerk Rodepoort gaan moet leer dat aandienste gaan weer 'n volgepakte kerk word. En weet jy nie wat ek dit sê nie, maar omdat ek weet vanaand dat die Here gaan sy krag in die midde van die kinders van die Here se lewens openbaar en die kerk van die Here gaan begin om die restauratiewerk te doen. En weet jy wat is die belangrikste? Hou op om te sê die tyd van aandienste is verby. Amen. Ek wens hierdie pastoor wil nou klaar maak met sy aandienste, dat ons ook kan rus soos ander kerke se mense. Sorry. Dankie, Here. Jammer. Ek voel vir jou. Toe sê ek gaan jou vasmaak met toue totdat die dag van jou belering verby is. En dis die enigste tou wat jou moet vasmaak, is wanneer God jou beleer
en hy bind jou, sodat jy geoefen kan word, sodat jy sterk kan word. Dis een ding wat God nooit sal afkap nie, maar die dag as jy reg is, en die dag van jou belering, en die dag van jou onderrigting is klaar, dan maak hy los, en dan kan jy gaan. Die tyd toe ons besluit het, ons wil vir die Here gaan werk, toe gee die Here my daai skrif, en ek het gewonder, Here, hoe kom dit? Ek wil vir sê, na 'n paar jaar in die bediening, toe begin ek eers ervaar, dat God my ten volle begin loslaat. Want toe het hy my begin leer, toe het hy my begin lig, God kap die toue, nie net die vloer nie, maar die hele stelsel van verdrukking, verbreek hy in ons lewens. Want hy sê, in die vorige skrif, God kap die toue van die goddelose. Dis weg, dis af. Die ploer het nie meer beheer nie. Die ploeg kan nie langer oor jou liggaam hardloop nie. Die vore kan nie meer getrek word nie. Dit het nie meer 'n impak nie. Die letsel gaan bly. Maar die getuienis gaan die letsel oorweldig. Ek sit een Saterdag in die Kaap en ek wil 'n stukkie hout sny. Met die saag. En ek het 'n spesiale lingetjie in my grinder. En ek sny die stuk hout en ek weet nie wat ek maak teen ek. Verloor beheer oor die grindertjie en hy hardloop weg en die sny my hele been. Hierin. In so 'n geval weet ek my vrou raak baie angstig om 'n mooi naam vir dit te gee. En ek sê vir haar, hoe so kom gou hier so, maar wees nou net rustig. En toe dit sê, as jy kom deur die kerk, wat het jy nou weer gedoen? Ek kom daar by die hospitaal en toe ek instap. Toe is almal oor avond. Dit is net bloed. En dit lyk verskriklik. En die dokter gryp my en die sleep my daar in en alles en hy kyk, hy sê, I can do nothing about this. Stuur my vir ekstrale alles, hy sê, I can do nothing about this. Ek toch sit steke in dat ek huis toe gaan. Die volgende oomblik stap hier 'n plastische chirurg in. Sy sê, meneer, al wat 'n weefsel is in jou been is afgesny. Sy sê, al die ligamente is beskadig. Sy sê, meneer, 2 mm van jou knieskyf af. 2 mm van jou knieskyf af. Jy kan jou been, jou hele knie verloor het. En ek kyk as so, ek sê, wat is die oplossing? Sy sê, nee meneer, ons gaan nou hierdie been van binne af moet toewerk. Sy sê, vir 3 weke gaan jy die kar bestuur. Ek is net so snytjie man. Sy sê, jy mag niks doen nie. Nou, jy wil my nie beleef aan die pastuurskant van 'n kar sit. Suk ek nie. En weet jy wat, ek kom by Sondag gaan ek kerk toe, ek is toe nie ongemaklik. Sy sê, ek moet so min as moontlik staan, so ek gaan kerk toe, en ek sit, laat het, sê ek kan nie langer hier sit, toe loop ek huis toe. Mens sit nie in 'n kerk iemand. Jy besig om dood te gaan nie, jy sit net as die preek uitgaan. En die tweede Sondag is ek terug kerk toe, en hier is baie mense, jy moet rustig, ek sê, nee, ek preek vanmorgen, toe preek ek. Die derde week daarna kom ek by die specialist en sy haal al my goed so af en toe sê dit so afval, toe sê sy voel die been, toe sê ek, hy sê, kan ek kar bestuur? Sê jy kan kar bestuur, sê my vrou passasiers hier toe, ek ry nou my kar. Sondagmiddag toe die krag van die Here in die kerk val, toe dans ons, en toe dans ek saam. Prys die Weet Here. jy wat wil ek vir jou sê? En hy werk nou nog. Halleluja. Hy werk nog perfek, kom staan dat jou skoppies sal voel, hy werk. Weet jy wat het ek saam, ek het die letsel. Hy sit hier so. En hy herinner my aan 'n dom fout wat ek gemaak het. Ek kon vasgehou en gesê, my been, ek gaan vir jare sien, dis 'n paar weke daarna, toe staan ons by mense, toe 'n jong seun sy been teen 'n muur gestap, en hy het een steekie daar, en hy loop daai, ek sê, wat gaan met jou aan? Hy sê, nee, ek het my been, ek het steke gekry. En ek sê vir my vrou, dis
die keuses wat mense maak. Jy sien, ek onthou die getuienis daarvan. Ek kon skade gehad het, maar God het my bewaar. En die Here het my been volkome herstel. Ek wil jy 'n ander getuienis vertel. Toe ek uit die teater uitkom, vra die dokter vir my, jy seer? Ek sê, ek het niks seer nie. Ek kan jou sê, tot en met hierdie dag waar ek vandag staan, het ek daar's my vrou, ek het nie 'n pynpil gedrink nie, ek het niks nie. Ek het nie pyn in my been gehad vir die hele tydperk nie. Hy was net so 'n bietjie styf vir 'n rukkie. Nou sien jy wat ek vir jou wil sê. Jy kan vashou aan die ellende wat jou getref het. Of jy kan 'n getuienis van dit maak. Miskien sit jy vanaand hier en jy sê, die kerk het my bietjie seer gemaak. Dan wil ek vir jou sê, trek 'n bandjie oor daai letsel en begin werk. Hou op om vir almal te sê, ek net al geslaap. Pastoor, moet nie vir my sê, ek moet my bang draai nie. Ek het al my hele lyf gedraai. Hulle het al potblou geslaan, pastoor. Ek is stikkend geslaan. Ek is vuisvoos geslaan. Hou op om in die kringe van die boksers te klim. Jy soek vir dit. Die woord van die Here sê, hy het die toue afgekant. Die toue, ekskuus, ek het reeds daarvoor gesê, sy geregtigheid en nie ons eie krag nie, maak los wat ons vasgebind hou en wat ons mense en ons mee wou gebind het. Dis God se geregtigheid wat vrymaak, wat losmaak. Van Psalm 129 vers 5 tot 8 kom die woord van die Here en ek gaan vir die lees en ek gaan hierby gaan ek verstaan. Hy sê, laat hulle almal beskaamd staan en agterwyk uitwyk. Almal wat seun haat, almal wat teen ons opgetrek het, sal beskaamd staan. Ek wil vir jou iets vertel. Dieselfde manne wat uitsprake oor my lewe gelewer het en wat my letsels toegedien het, het later van my grootste ondersteuners in die bediening geword. Want ek het verkies om nie te lank aan te gaan nie, nie te lank vas te hou aan die seer en die skade wat hulle my berokken het nie. Laat hulle word soos gras op die dakke wat verdroog, voordat 'n mens dit uittrek, waarmee die maaier sy hand nie vul nie, of die gewerwebinder sy arm nie. Laat hulle soos gedroogde gras word. Daardie uitspraak, daardie dinge wat mense oor jou gesê, daardie vervloekings, daardie littekens, dat God het weg was, dat het verdor, soos iets wat jy nooit weer aan sal dink nie. En dat die verbygaande sê, die seën van die Here oor julle, onseën julle in die naam van die Here. En ek wil vanavond vir u sluit met hierdie woorde. U is 'n geseënde van die Here. Jy is 'n vrygemaakte, losgekoopte kind van God. En die God van geregtigheid is die God wat elke groef en elke sloot wat op jou lewe geslaan is, elke merke, elke ding wat daar is, het hy absoluut, die letsel is daar, maar die toue is losgemaak. Maak seker in jou lewe, jy hou nie meer vas aan die letsels, want die Here doen dit nie. Die Here sal verstaan. Die Here sal verstaan hoekom ek voel soos ek voel, pastoor. Hy sal nie verstaan nie. Want hy sê, ek het die toue afgekap. Hou op met die party. Ons ouer geslag, kan jy onthou die ou sweet uit koeldrank, of die sweeto? Koeldrank wat jy daar so bloedrooie in gewees. Hulle het altyd gesê, as iemand 'n pity party en koop vir hom 'n pakkie sweeto. Koop vir hom die rooie, want ek weet nie om een of ander rooie was daar iets in die rooi wat almal hyperaktief gemaak het. En ek dink dis die rede hoekom hulle gesê het, geef hom die rooie, dat hy weer spoed kan kry.
ek elkeen van ons wat vanaand hier sit, kan sê, jy het al 'n hou gehad. Miskien buite die kerk, miskien binne die kerk, miskien terwyl jy op jou geestespad was, maar onthou, God het die touwe afgekap. Groot voor op jou rug geplant, groot smarte, groot ellende, maar die touwe is afgekap. Jy kan hierdie boodskap huis toe vat, diep voor, wat die getuienis van my smarte, maar afgekapte touwe, die oorwinnings van die Here in my lewe.